Baie welkom waar ons vanmôre so as gelowiges is. Toe ek so hier instap vanmôre en ek hoor almal so lekker gesels en se kuier, as jy wil weet of iemand kan fluister, dan hoor jy hoe praat hulle in die kerk. Soms is dit nie so saggies nie, maar dit is so lekker want dit sê vir ons is so gemaklik ook met mekaar. Die Here is vanmôre saam met ons omdat julle hier is. En ook so vanmôre rondom sy woord, en besonder met die tekens van brood en wyn. Dion, en dit is lekker om jou vanmôre in die kerk te sien. Daar's ook tye wat ons ook geweet het, en so ook vir elkeen ook wat 'n uitdaging het met hulle gesondheid, wat miskien ook vir die eerste keer in 'n lang tyd hier saam met ons kan wees. Ons hou nie boek nie. So as julle gaan kyk, ek skryf allerlei ander goed hier in my boekie, so ek skryf nie name om te kyk. Soos wat ons kan saam wees vanmôre, so weet ons is die Here met ons hier. So vir ons besoekers ook vanmôre, 'n besonderse woord van welkom. Ook so hier in die hart van ons gemeente, ons geestelike belewing hier vanmôre in die kerkgebou. Baie dankie vir alles wat so mooi en keurig. Ek sien vanmôre 'n graf. Ek sien vanmôre ook elke bydrae vanmôre wat julle gemaak het, word so raak gesien. En ons is so opreg dankbaar daarvoor. Baie dankie. Ons gaan vanmôre net so bly sit en kom ons sing ook hierdie loflied saam, lied 212. Ons gaan net so bly sit, die eerste, die tweede en ook die derde vers. Terwyl ons so bly sit, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Sê miskien iemand se hand wil vas, as jy so welkom vanmôre. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, U wat ons Vader is, U wat ook die Vader is van ons Here Jesus. U wat ook ons Vader is. Ons aanbid U in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat ons ook so op hierdie goeie Vrydag as 'n gemeente kan saamkom. U is hier met U Gees. Die lewende Here is vanmôre teenwoordig in tekens van brood en wyn.
Hoor ook vanmôre as ons sing. Kom sien ons harte raak, kom wees met ons besig. Kom bemoedig ons vanmôre. Kom gee vir ons hoop. Kom wys ook vir ons dat U die lig is vir hierdie wêreld. En vanmôre so met die kruisgebeure is ook in ons gedagte wêreld is U so teenwoordig. Waar ons herdenk wat Jesus deurgegaan het, wat hy gedoen het, hoe hy sy lewe afgelê het, hoe hy gesterf het. Ons roep dit vanmôre in herinnering. Kom ontmoet ons vanmôre dat ons ook iets sal beleef dat die Here hier is vanmôre saam met ons. Tasbaar, heilige oomblikke, kosbare oomblikke waar ons as gemeente saam met U so vergader in Jesus se naam. Amen. Ek gaan dit so reël, kom ons staan, gaan ons sing van lied 219, net die eerste vers. Ons kan dit staande doen en dan kan ons weer gaan sit. Wil jy vanmôre saam nooi om te luister, miskien jou oë toe te maak, jou verbeelding te gebruik, miskien iets te beleef van hierdie gebeure daardie donderdag aand, daardie vrydagoggend. En ek wil jou saam nooi vanmôre, soos wat ons ook reis in hierdie gebeure hier in Johannes 19. Nou, ek gaan dit vir ons voorlees, kom ons luister. Ek gee ook geleentheid, ekskuus, kom ons wag. Johannes 19. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê: "Ons groet U, koning van die Jode." En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: "Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe sodat julle kan weet dat ek geen skuld aan hom gevind het nie." Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: "Dit is die mens." Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle: "Kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom," sê Pilatus daarop vir hulle, "want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode sê vir hom: "Ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het." Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra:
waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek mag het om jou los te laat en ook mag het om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as 'n koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buite toe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word in Hebreëus, Gabata. Dit was die voorbereidings vir die Paasfees en dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Kom ons staan, dan sing ons ook die tweede vers van die 219 en dan kan ons weer sit. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobienplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boogklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Toe sê hulle vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie.
Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Kom ons staan, dan gaan ons ook die derde vers sing van die 219. En dan kan ons weer sit. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want die Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Kom ons lees net tot sover. Vanmôre se tema is ook vir hierdie diens en Tetelestai. Tetelestai, dit is volbring. Die Grieks. En as ons 'n bietjie nadink oor dit is volbring, wat hierdie paar woorde is en hierdie enkele woord in ons Bybels, dan weet ons dat Jesus het die volkome offer gebring. Alles omvattend. Dit is klaar en sy werk is klaar en in hom het alles wat in die Ou Testament was en deur soveel jare gekom het, tot en met sy kruisdood,
is volbring. Daar is niks verder wat nog in vervulling moet gaan nie. En as ek dit vanmôre kan voorstel, is dit soos twee groot lyne wat deur die Ou Testament loop en in die volheid van die tyd tot by Jesus gekom het. Dis soos twee groot lyne wat in die geskiedenis al die volkere, nasies en tale bymekaar gebring het tot by die kruis van Jesus. En dan kom sy lewe en ook sy openbare bediening waarvan ons in die evangelies lees. En alles wat in vervulling gaan. En dan het ons vanmôre iets gelees van hierdie kruisgebeure wat Johannes vir ons kom deurgee. En Jesus se laaste woorde, dit is klaar. Dit is volbring. En die implikasie daarvan is so verrykend. Daai implikasie is vir ons dat ons ook soos as dit ware daai twee lyne bymekaar kom vir 'n oomblik. En dan kry ons die Nuwe Testament. Die kerk van die Nuwe Testament waarin jy en ek deel het. En dit begin by hierdie gebeure. Daar's versoening gebring vir ons as mens. Daar's niks wat ons verder kan byvoeg. Jesus is genoeg. Dit is volbring. Daar is niks verder wat ons kan byvoeg by dit wat ons glo. Jesus en iets. Jesus is genoeg. En in hierdie oomblik wanneer hy sterf en ons weet wat het gebeur, iets van ons belydenis, en ek weet daar's mense wat radikaal daarvan verskil, maar die apostolikum, dit wat ons glo en bely dat hy neergedaal het, en hy het die sleutels van die dood en die doderyk gaan haal. Dis by hom. Hy is die een wat bepaal oor lewe en dood. En hy's in elke opsig genoeg. Hy's genoeg vir jou lewe vandag. Hy's genoeg vir jou toekoms. Hy's genoeg vir jou verledes. Dit wat jy dalk miskien voel onafgehandeld is. Dit wat dalk miskien uit die verlede kom en wat jy saam dra as 'n las. Hy's genoeg om dit te neem en daai las op hom te vat. Hy nooi elkeen as dit ware en sê, kom na my toe, want my juk is sag en my las is lig. Hy is die een wat genoeg is. Hy is die gekruisigde Here. Hy is die God wat sy arms aan 'n kruis laat vasslaan, het oopgemaak wat hy as dit ware elke mens vandag op aarde kan omvou, kan toevou. Sy oop, wyd uitgestrekte arms. Hierdie gekruisigde Here wat passief aan 'n kruis hang en daardeur die grootste wonder van God laat plaasvind, dat daar versoening is tussen ons as mens en ons God. Oop hemel, 'n oop troonkamer, dat ek en jy nooit ontydig hoef te wees nie, dat ons nooit hoef te wag vir 'n bepaalde tyd, dat hy altyd beskikbaar is, hierdie gekruisigde Here wat sy lewe kom aflê het. Dis volbring. Hierdie Jesus wat ook die vyand verslaan het. Genesis 3 vers 15 wat ook die slang se kop kom vermorsel het, is genoeg. Dit vra van ek en jy dat ons ook by hom ons skuilplek sal vind, dat ons in hom deel sal hê en dat ons dit kognitief met ons geloof en met ons hele menswees as dit ware aan hom kleef, want hy woon in jou met sy gees. Dit gebeur nie elke Sondag nie. Goeie Vrydag. Hy woon in jou. Dit is nie nodig vir my en vir jou om verder met die duiwel te beklei nie. Dis nie nodig vir jou en vir my en vir die kerk van Jesus om die duiwel verder te probeer bind en uitdryf en wegjaag en te kom verslaan nie, want hy het dit klaar gedoen. As ons kan verstaan
dat as ons by hom is, en hy het so deel aan jou lewe, jy niks verder nodig het nie. En in hierdie gebeure wat ons vanmôre saam gelees het, kom God en hy kom doen dit op so smaakvolle, kunstige manier, so anders as wat ons dink, dat deur wonde kom genesing. Die wonde van Jesus bring genesing, nie net fisies nie, maar vir ons in ons menswees, die wond wat ons het, van sonde, van veroordeling, van 'n wêreld ver van God af, bring hy genesing in ons menswees. Sy wonde, hy's gegeesel, bring genesing. Dit klink nie of dit so kan wees nie, maar dit is hoe die Here dit bepaal het, selfs voor die grondlegging van die wêreld. Dis hoe God dit bepaal het. En as ons daarin vashou, dat in hierdie wonde is daar genesing in ons diepste menswees. Hy doen dit vir ons. Sy bloed wat gevloei het, reinig. Ons weet dat bloed vlek. Maar die bloed van Jesus reinig ons. En dit maak ons skoon, dat ons kan wit wees soos wol. Dat ons skoon kan wees, gereinig en geheilig. En dat ons ook met ons swakheid en met dit wat ons weet in ons lewe nie reg is nie, altyd na hom toe kan gaan. Want die pad na die troonkamer is gebaan vir jou. Dit is volbring en Jesus is genoeg. Ons hoef nie iets verder te doen nie. Ons hoef nie iets by te doen nie. Ons hoef nie te gaan vas, in sak en as te gaan sit. Ons hoef nie met ander rituele te kom. Jesus se bloed reinig. Sy oopgestrekte arms aan die kruis is daar vir elke mens. Daar's geen mens op aarde, en dit maak nie saak wat mense gedoen het, wat hierdie arms nie kan omvou nie. Sy dood bring vir ons die lewe, en daardie lewe met 'n hoofletter, dis die Zoe. Ons het iets daarvan gesing in die refrein, van hierdie lewe wat in jou leef. Want Jesus se lewe is genoeg. Hy leef as dit ware saam met jou. Hy bring die lewe wat by die Vader is. En dit word deel van, nie net van hierdie wêreld nie, maar dit word ook nie net deel van jou lewe nie, dit word jou lewe. Saam met Paulus roep ons uit, die sterwe is vir ons wins. Want ons het ook die voorreg om reeds op aarde te kan sterf. En as ek en jy dit kan regkry, om aan onsself te sterf, as ons geloof ons 2000 jaar terugskuif na die kruis en saam met Jesus, Galasiërs 2 vers 20, aan hierdie kruis ook ons asem kan uitblaas, en hy met sy gees die nuwe lewe in ons wek, en gevul kan wees met sy gees, het ons die Zoe, die lewe wat God bepaal het. Dit is hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom vir soveel meer as 'n klein bietjie reg en verkeerd in die wêreld. Hy het gekom sodat ons nie hoef te fokus op sonde. Die kerk van Jesus is nie gegee om sonde te probeer uitfigure nie. Wat is reg en wat is verkeerd? Die kerk van Jesus is gegee sodat ons die lewe en die goeie nuus aan mense kan oordra. Dat in ons gebrokenheid, in ons sonde, met sy oopgestrekte arms, is God bereid om te vergewe. En nooit meer daaraan te dink nie. Ek sê graag, as ek vandag by die Here kom en ek sê, Here, ek het vandag weer gedoen wat ek gister voor U gebring het. Ek het gister droog gemaak en dieselfde droog maak, kom sit ek vandag weer by U. Kan U onthou, ek was gister ook hier. Gaan hy heel moontlik vir my sê, seun, ek weet nie waarvan jy praat nie, want ek het dit klaar vergewe. Jesus is genoeg. Hy gee vir ons sy gees,
dat ek en jy kan lewe. Dit is volbring, daar kan niks bygevoeg word nie. Dis nie ons geloof en elke dag nagmaal. Dis nie ons geloof en ons moet gedoop word. Dit is nie ons geloof en Bybel lees. Ons geloof of Jesus en kerk. Jesus is genoeg. En dis die goeie nuus wat ons ook as gemeente en as kerk van Jesus kan verkondig. Waar jy leef elke dag. In jou wêreld is Jesus genoeg. Hy saam met jou daarin deel. Hy het jou kom soek met sy gees en hy leef saam met jou. En ons as kerk van die Nuwe Testament glo dit en ons hou daaraan vas. En daarom het ons die tekens van brood en wyn. Want so seker as ons hierdie klein bietjie wyn en hierdie klein stukkie brood eet en dit deel word van ons, het ons deel aan sy liggaam. Sy liggaam vandag is die kerk. En die NG Kerk is deel van hierdie liggaam. Net soos al die ander kerke deel het aan hierdie liggaam van Jesus. Wanneer ons deel het aan sy kerk, het ons deel aan sy liggaam. En lyk hierdie liggaam volmaak? Nee. Baie mense het so 'n verwagting en hulle dink so hierdie kerk is hierdie volmaakte klomp mense wat by mekaar is. Ek hou so daarvan as iemand vir my sê, ja, daai klomp wat so die kerk is so skynheilig. Ek sê, weet jy, nee, ons is nie skynheilig nie, ek is regtig heilig want die Here het my heilig gemaak. Maar weet julle, daai klomp mense van wie julle praat, is ek deel van. En as jy gedink het ons is sonder sonde en ons is volmaak, maak jy so groot fout. Kom ek help vir jou. Ons is nie volmaak nie. Ons sondig nog. En hierdie kerk is baie keer blind en soms lam en soms is die hande pap. Dit is nie volmaak nie. Maar in ons swakheid gebruik die Here ons. In ons swakheid maak die Here dit wat in ons tekort is. Kom maak hy heel. Kom doen hy iets meer. Kom slaan hy as dit ware 'n reguit hou met 'n baie krom stok. Dis die kerk van Jesus waarvan jy deel het. Dit is volbring, laat ons ook uitsien na 'n verantwoordelikheid. Hy gaan die engele gebruik om hierdie wonderlike naam op aarde uit te basyn aan almal wat wil hoor. Jy is al plan wat hy het. Dit is volbring, sê ook. So kan ek en jy uitsien eendag na 'n wederkoms. Want terwyl ons nog op aarde is, gaan ons dit sien en beleef. En as ons al saam met die Here is, dan gaan ons saam met hom terugkom. Dit is volbring, is die volmaaktheid, is die allesomvattendheid waarin ek en jy deel kan hê. Ons kan niks byvoeg. Ons kan niks wegvat. Dit is genoeg. As ek hierdie Bybel lees, hierdie week eers as ek dit lees, kom ek agter daar's baie wat ek nie weet nie. En as mense eers vir my sê, kan ek jou 'n vraag vra, dan sit ek so en ek hou maar my asem op, want daar's baie moeilike vrae wat mense kan vra. En dan kom ek agter, maar ook so, dat ons nie alles weet nie. Maar dit maak nie saak nie. Want as jy Jesus het, het jy alles. As jy Jesus het, is dit genoeg. Wil jy vanmôre uitnooi om ook saam met ons by 'n nagmaaltafel aan te sit. Ook vir ons besoekers, as jy in jou gemeente gemaklik is om nagmaal te gebruik, wil ek jou uitnooi, jy so welkom saam met ons vanmôre. Ek gaan dit so reël. Madeleine gaan vir ons die nagmaalslied speel. Ook die kerkraad gaan vorentoe kom, hulle gaan die tafel vir ons in gereedheid bring. En dan gaan ons uitdeel. En ons gaan dit vanmôre almal saam gebruik. En soos wat ons hierdie instellingslied luister, dan ontvang ons 'n stukkie brood, ons kelkie. Die ligter gedeeltes is druiwesap, vir almal wat nie wyn gebruik nie.
En dan gaan ons dit hou en dan gaan ons aan die tafel sit en dan gaan vir ons in 'n paar woorde voorgaan oor die betekenis van nagmaal en dan gaan ons dit saam gebruik. Ek nooi julle uit, Chris. Baie dankie. Ook vir die kerkraad. Gaan ons voor. Wanneer ons aan die nagmaal dink, dan weet ons is die nagmaal in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink terug, ons onthou dit wat ons geleer het, dit wat ons in ons gedagtes het. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Hy sê dit ook, gebruik dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is in die tweede plek ook 'n waarborg. En hierdie waarborg sê hy, dit is eg. Dit is sy liggaam, dit is sy bloed. So seker as ons met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan die liggaam van Jesus. Daardie waarborg wat vir ons so kosbaar is. Die nagmaal is in die derde plek ook 'n viering met die gemeenskap, met die lewende Here, en hoor ook mooi vanmôre, en met mekaar. Ons kom as gemeente, as gelowiges saam. Ons het 'n viering, gemeenskap waar hy teenwoordig is vanmôre. Die Here is hier. Hy's in ons, maar hy's saam met ons en hy's rondom ons. En so het ons deel aan hom, maar ons het ook deel aan mekaar. Hy het dit so gewil. Dis 'n viering met gemeenskap. Die nagmaal is ook iets van ons toekomsverwagting. Ons het daarvan gesing vanmôre ook in die 219, die derde vers, toe ons gesing het dat Jesus kom weer. Die nagmaal sê vir ons, solank ons hier op aarde is, het ons ook 'n toekomsverwagting dat die Here weer terugkom. Hy kom ons haal. Hy het vir ons plek voorberei dat ons ewig by hom kan wees. Die nagmaal is in die vyfde plek ook 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van lyding, van sy sterwe, van sy begrafnis, is dit ook 'n vreugdefees. Ons sien nou al uit ook na die bruilofsmaaltyd vir die lam wat vir ons gereed gemaak is, daardie vreugdefees, dat ons nie in ellende hoef te sit, maar dat die Here self saam met ons is, en dat ons ook in sy vreugde kan deel. Hierdie Here wat ons aanbid, leef, en hy leef tot in alle ewigheid. Ons gaan nou weer die tekens uitdeel, en dan gaan ons dit saam gebruik. Baie dankie.
gemeenskap met die liggaam van Jesus ons Heer. Ontvang dit en glo, en dink weer aan die lyding van ons Heer. Hoe neer en wit, sy liggaam is vir ons gebreek, tot volkome versoening vir ons sonde. Die beker wat ons skank, laat dink ons aan die offer van die bloed van die lam. Ontvang dit en glo, en dink weer aan die lyding van ons Heer. Hoe neer en wit, sy lewe is vir ons gegee, tot volkome versoening vir ons sonde. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus ons Heer. Ontvang dit en glo, en dink weer aan die lyding van ons Heer. Hoe neer Baie dankie. Kan ek vra as iemand dalk miskien parabuis oorgeslaan met die brood, gee net vir ons 'n aanduiding, almal ontvang. Met die kelkie. Ons gaan ook net nou die beker beskikbaar stel vir elkeen wat dalk miskien ook die beker wil gebruik. Ons het in ons huis 'n gewoonte voordat ons eet, bid ons saam. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons ook saam. Almagtige Here God, barmhartige Vader, in Jesus se naam dank ons U ook vir hierdie geleentheid wat ons as gemeente so kan hê, ook met 'n stukkie brood en 'n kelkie in ons hand om ook te vier ons verbondenheid met Jesus, ons eenheid. Ons dankie vir U volmaakte plan, U volmaakte wil, Vader. Meer as dit dat U ons ook daarvan kom deel maak het, sodat ons ook deel aan die liggaam, aan sy kerk hier op aarde. Ons dankie vir die bloed van Jesus wat gevloei het, sodat ons rein kan wees. Ons kom ook so in 'n dankgebed, Here Jesus, vir wat U gedoen het uit die diepte van ons hart. Loop ons harte oor van dankbaarheid en sê ons vanmôre vir U baie dankie, Here, dat U ons in gedagte gehad het toe U asem uitgeblaas het en gesê het, dit is volbring. Hoor vanmôre as ons ook hierdie dinge tot U bid. In Jesus naam, Vader. Amen.
Paulus is aan die woord in 1 Korintiërs 11, hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, het hy brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, neem dit, eet dit en doen dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil vanmôre uitnooi om ook saam met my te staan en kom ons bely ook vanmôre ons geloof in die woorde van die apostolikum. Ons kan dit vanmôre hardop doen. Ek glo in God die Vader. Kom ons staan, ek nooi jou uit om ook saam met my hierdie woorde te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ook so vanmôre as ons hierdie woorde in ons harte en op ons lippe neem, Vader, dit wat ons glo, gryp ons ten diepste vas aan die voete van Jesus, sy kruis. Dank ons U vanmôre dat ons gered is, nie omdat ons so goed is nie, maar omdat U genade so baie is. Nie omdat ons enige aansien by U kan verwerf nie, maar omdat U goed is. En so wil ons ook om bid, dat ons ook in ons geloof so versterk is, ook wanneer ons by hierdie kerk se deure uitstap, ook na ons lewe toe, elke dag, elke oomblik. Dat ons ook sal onthou, sal beleef en sal ervaar dat die Here gaan met ons saam. Hy is by ons, want hy is in ons met sy Gees. Wil hy ook vir ons genadig kom wees met die konfessie
van ons harte en dit wat ons op ons lippe het, dat Jesus die Here is. En dat ons ook die goeie stryd van geloof hier op aarde tot die einde van ons dae kan stry, om ook so die hemelse prys te kan behaal. Ons as gemeente sien ook uit na die weerkoms van Jesus, dat hy terugkom om sy kerk, sy bruid hier op aarde te kom haal. Dat ons ook uitsien om ook saam, ook ewig met die lewende Here te kan wees. Omvou ons so met die kosbare liefde en gaan met ons saam in Jesus se naam. Amen. Ons kan weer ons sitplekke inneem. Baie dankie ook vir ons kerkraad wat ons vanmôre ook so bedien het. Die verhaal het nie daar geëindig nie. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met reukolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe. Omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Dit is die gebeure wat ook na die kruisiging gevolg het. Ons sien uit na Sondag, wanneer ons hierdie graf wat hom nie kon hou nie, en hierdie opstanding van Jesus, die eerste uit die dood, wat die weg gebaan het vir jou en vir my, te kan vier. Kom ons gaan staan, dan gaan ons saam sing van die 266, dis die Onse Vader. En dan gaan ek vir ons die seën uitspreek en ons gaan die Amen sing en dan gaan ons ook hier uitstap. En dan gaan ons ook aansit by 'n tafel wat ook vir ons gereed gemaak is met 'n lekker ontbyt daarby in ons saam wees. En mag hierdie Paasfees vandag, mag hierdie goeie Vrydag vandag iets van 'n belewenis wees wat die Here vir ons gedoen het. Hierdie is heilige oomblikke. Is oomblikke wanneer ons saam met mekaar en so saam met die Here kan verkeer. Kom ons sluit ook hierdie oomblikke af met die sing van die Onse Vader en dan neem ons dit van daar af en mag jy dan verder ook in hierdie dag geseënd wees.
Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. En die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei en te inspireer. In die naam van die Vader en van die Seun en van Heilige Gees. Amen.